Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in ons vakansiediens u saam met ons te hê. Ek wil net die paas en die maas vra, gaan dit alright met julle? Staan die huise nog? Sommige daar's gemengde gevoelens, ja en nee. Maar as julle my sal duld, die matrieks wat vanmôre ook saam met ons is en die mense wat vir wie ons die baba ook gaan inseën vir Denise hulle my 'n oomblik sal gee, wees maar net rustig. Kobus, wees net rustig. Ek wil graag net die woord deel, kort deel. En dan gaan ons 'n kind aan die Here toewy. En ons gaan ook vanmôre vir ons matrieks iets gee. Wie van u ken die ou koortjie, ek het u hartlik lief, Here my sterkte? Ken julle hom nie? Ek het u hartlik lief, Here my sterkte. U is my God, my vesting en my redder. U is my God, die rots by wie ek skuil, my skuld en die horing van my heil. Dit was Dawid wat hierdie lied geskryf het, 'n loflied geskryf het. En so talle ander, Samuel het geskryf, Daniel het dit geskryf. En laasweek, waaroor wil jy dan praat, pastoor? Laasweek, terwyl ons by die nagmaaltafel staan, sê die Here vir my, hierdie woorde, die horing van my heil. Ek sê, Here, ek ken daai frase, ken dit, ken die liedjie. En ons is die week in en almal van ons het weer besig geraak, ons het probeer afsluit, vakansietyd en almal maar klaar met werk en almal hardloop. En in die week, as ek myself kry, dan sê die Here, die horing van my heil. Sê, Here, okay. Ek het so bietjie agtergrond wat dit beteken en ek gaan sit. En ek begin net so bietjie studiewerk doen en die Here sê vir my, ek wil hê, jy moet met my kinders hieroor praat. Weereens het ek laasweek met u gepraat oor die grootheid en die almag van God. Het is nie net die kleine, liewe Jesus, the baby Jesus nie. Maar hy is 'n almagtige God, hoog verhewe God van hemel en aarde. En nou ek wil vandag begin dan met Norman Vincent het die volgende gesê. When you change your thoughts and your heart, remember also to change your world. Remember also to change your world. It's not just our mind and it's not just the heart that changes. Dit help nie, jy verander jou gedagtes en jou hart, maar jy gaan aan soos wat jy aangegaan het nie. That's not change. Sien, die skrywers in die Ou Testament het by hierdie plek gekom waar hulle besef het wie God was. En kom ons lees gou Psalm 8. Hier op die bord, vers 2. En hy het gesê, ek het u hartlik lief, Here my sterkte. Dis 'n psalm wat ek nou gesing het. Vers 3. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.
2 Samuel 22 vers 3, kom ons lees dit gou, of vers 2. En hy het gesê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder. God is my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil. My rotsvesting en my toevlug, my verlosser van geweld het U my verlos. 2 Samuel 22 vers 31. Die weg van God is volmaak. Sê gou saam met my. Die weg van God is volmaak. Glo jy wat hy sê? Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Nou wil ek hê jy moet net hierdie ding hoor. Hy's 'n skild vir almal wat by hom skuil. Wie van die jong mense, van die ouer mans het al paintball gespeel? Tannies, dames, ek weet nou nie so lekker nie, maar paintball is nog al 'n ander storie, hoor. Jy het so 'n geweer, hulle laai hom vol sulke balletjies, sagte balletjies wat vol verf is, maar hy kan blou kolle maak as hulle jou skiet, nê. Ons almal ken dit, die jong manne en jong dames, ek weet nie hoekom hulle dit like nie, ek weet nie wat die pyniging is of. Maar het jy agtergekom as hulle jou raak skiet? Wat doen jy? Eina, jy steek jou geweer in die hand en jy sê, hiet, ek is raak geskiet, los my uit. En ek weet nou nie of die pastore al saam met mense gespeel het nie. As die pastoor opvlieg en hy sê, hiet, dan sê hulle, okay, daar is die target. En dan brand almal los. Wat is die groot ding? Daar's 'n fokuspunt en daar moet 'n verandering kom. Elkeen van ons, net soos wat ek gesê het, wanneer jy hierdie spel speel, as hy jou skild is, moet jy by hom wegkruip. As ek raak geskiet is, weet jy wat het ek gedoen? Ek het baie daaroor gelag. In plaas van opspring en sê, hiet, het ek agter iets weggekruip. Na die tyd as jy uitstap, dan sê hulle, maar pastoor, jy is raak geskiet. Dan sê ek, dink julle ek het nie wysheid nie? Ek weet wanneer om op te spring en te hardloop en ek weet wanneer om weg te kruip. Ons moet op 'n plek kom van wysheid wanneer ons weet om by God te gaan wegkruip. Om by ons God te wees wat ons redder is, om by hom te skuil. En dan sê vers 32, kom ons lees dit. Want wie is God buiten die Here en wie 'n rots buiten ons God? Vers 33. Die God wat my sterk toevlug is, en hy het vir my 'n weg volkomenlik uitgesoek. Hy het dit uitgesit. Hy het dit gedoen. Nou wil ek vandag vir u sê, hierdie uitdrukking, wat die Ou Testamentiese manne gebruik het. Daniel, Dawid het 'n loflied geskryf, hy het dit gesing. Samuel, hierdie manne gebruik die uitdrukking die horing van my heil, en ek bly dit hoor, die horing van my heil. En ek gaan sit en ek kyk 'n bietjie na, wie kan uit die wysheid vir my sê, wie ken en verstaan the horn of my salvation? Wie ken horing van my heil? Pastoor Johan, julle ouens het nou geleer, julle sal ons natuurlik kan boodskappe gee van dit, né? Luister jy maar volg. Ja, is goed om te luister ook van tyd tot tyd. Maar as ons kom by die horing van my heil, kom Dawid en kom Samuel, kom Daniel, en die horing was
simbolies gewees en hier is hy, dis nou myne. Amen. Hierdie horing was gebruik vir 'n paar goed. Hy was gebruik om 'n aankondiging te maak van oorlog, hulle het op hom geblaas, hulle het verskillende tye aangekondig, maar hierdie horing was ook gevul met olie. En dan het hulle met hierdie horing gekom en as 'n man geweet het, die profeet kom ingestap met hierdie horing, was daar iemand wat gesalf sou word as koning, of iemand wat gesalf sou word vir dienswerk vir God. Maar ook selfs sekere goed wat gebruik was in diens van God. Maar hierdie was ook 'n teken van gesag. As ons op ander plekke in die woord kyk, het dit verwys na konings, dit het verwys na koninkryke. As hulle hiervan gepraat het. Maar vandag se simboliek wat Dawid en Samuel geskryf het en ook Daniël. Hierdie is 'n simboliek van sterkte. Die horing, simboliek van sterkte. Dis simbolies van krag. Dis simbolies van mag. Dis simbolies van oorwinning. Dis simbolies van autoriteit. Dis simbolies van redding. Dis simbolies van verlossing. En dit wil vir my sê, dit is simbolies van die teenwoordigheid van God. Wanneer die horing ingekom het saam met die profeet, het hulle geweet, hier gaan iets groots gebeur, want God is in beheer, God is ons krag, God is die een wat almagtig is, niemand kan teen God staan nie, hy is besig om 'n alomteenwoordige, wonderbare werk in die mense lewe te doen. Dis waaroor hierdie horing gegaan het. Dis hoekom hulle geskryf het van die horing van my heil. Bo-natuurlike krag wat God geopenbaar het. 2 Petrus 1 vers 3 sê, en hoor mooi, hy sê, sy goddelike krag, God se krag, gee my alles wat ek nodig het om vir hom te lewe en hom te dien. As mense vir my sê, pastoor, ek het nie krag om die Here te dien, en sê ek weet nie waar julle krag kry nie. Maar die woord sê, my krag kom van God af. Die krag wat ek beleef, my ma sê net, sy sê ook altyd vir my, my kind, hoekom is jy altyd so besig? Jy's te besig. Hoe doen julle dit? Sê ek, ma, as dit ek was ek seker lankal al gesit. Maar God help ons. God gee ons krag. Ja, somtyds raak die krag min ook. Gaan nie strei nie. Maar dit is wat God alleen kom gee. En hy gee dit deur sy seun. Die simboliek van die horing, dit was gesien deur die vroeë skrywers. En onthou, hulle het dit gebruik omdat dit 'n wille os of 'n groot bok se ramshoring was. Maar dit het gegaan oor die magtige God van hemel en aarde wat kragtig werk in die mens se lewe. Dit was die eintlike simboliek gewees. Maar ook dat ons hoop in Jesus Christus het, wat die Messias is, God wat die mens kom red het, God wat vir hulle gesê het, toe Dawid dit geskryf het, en toe Samuel dit geskryf het, jy moet onthou, jy is nie alleen nie, want hulle skryf dit in 'n militêre konteks. Hulle is in oorlog. Saul wil vir Dawid doodmaak. Toe hy hierdie sê, U is my rots, my vesting en my redder, my God by wie ek skuil, die horing van my heil. Hy's my beskermer, hy's die een wat saam met my is. Dis wat hy skryf. Samuel ook, is oorlogstyd. Moeilike tyd. Maar ek en u moet besef, God was, en hy is en hy sal tot in altyd, tot in ewigheid, die bron van ons redding wees.
Hoekom? Omdat hy ons lief het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het die wêreld so lief gehad, hy het my en u so lief gehad, dat hy tot aksie oorgegaan het. Wat se aksie het God geneem? Sit gou vir ons Matteus 1 op 1 vers, weet julle hom daar? Nie. Ek kom hier neergeskryf, sit gou vir ons vers 20 en 21, as julle hom kan kry. Matteus 1, vers 20 en 21. En ek wil hê dat u moet besef, wat God eintlik vir ons kom sê. Hy sê, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, en dit is wie? Josef, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom, en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die Engelse vertaling sê dit vir my so mooi, en ek kan dit gaan opsê. Hy sê, that will save his people. Nie net 'n volk nie, maar wat mense, wat my en u, vir hoeveel duisende jare, wat God ons red deur genade. Wat beteken dit vanmôre vir my nie? Die horing van my heil beteken dat God sê, ek gee redding, ek gee verlossing deur my krag. Ek stuur my seun om mens te word. Ons het laasweek gepraat oor die koninkryk van God in ons lewens. Ons het gepraat oor regering. En ons het gesê, God regeer op 3 maniere, deur sy wil, deur sy woord en deur sy werk. Werk betekende, hy stuur sy gees om in ons te werk, en ook rondom ons en deur ons te werk. Om te regeer beteken krag waarmee hy heers. En die laaste punt wat ons gemaak het, was natuurlik ook sy heerskappy, om te regeer met heerskappy. Heerskappy sê nie krag nie, dit sê die mag waarmee hy heers, in heerlikheid. Hy heers met mag. En ek en jy moet verstaan, dat dit beteken, dat God het sy seun gestuur, soos wat God vir Daniel, en soos wat God vir Samuel, en soos wat God vir Dawid gesê het, ek sal jou red, ek is die almagtige God van autoriteit, van heiligheid, van krag en van sterkte, ek is nie sommer net enige een nie, ek is nie 'n mens dat ek sal lieg nie, ek is die heilige almagtige God, jy kan my maar vertrou, I've got your back, ek hou jou vas, ek versterk jou en ek sal jou red. Sal dit doen. Jy hoef nie te vrees nie. Dis wat hy in die Ou Testament gesê het. Wat doen hy? Hy stuur sy seun om dieselfde boodskap. Jesus wat in 'n krib kom lê, is dieselfde boodskap vandag van verlossing en redding vir hierdie wêreld. If it has not been for Jesus, where would I be? As dit nie vir Jesus was wat gebore was nie, was hierdie wêreld die grootste chaos. En vandag sit jy in hierdie kerk en jy sê, maar pastoor, God ken my nie, dan wil ek sê, as jy sê God ken my nie, dan ken jy nie die God wat ek ken nie. Dan moet jy by my uitkom dat ek en u gesels oor die God wat ek ken. Want God het deur sy seun alles vir jou gegee. Alles. Pastoor, ek het wêreldse moeilikheid. God het jou lief. Pastoor, niemand ken my verlede nie. God het jou lief. Pastoor, jy verstaan hoe verlore ek is. God het jou lief. Daar was 'n volmaakte prys betaal deur Jesus Christus op die kruis van Golgotha.
En God wys niemand weg nie. Hy sê vir my en vir u deur my seun, U is my hulp, U is my redding, U is my verlosser, U is die horing van my heil. Deur Jesus het hy aangekondig, daar is verlossing en redding. Soos wat hy met Dawid en Samuel gedoen het, en soos wat hy selfs met Daniel ook gedoen het, het hy gekom en gesê, dis 'n werklikheid. En daarom kon hulle hierdie lied skryf en sing. En Lukas, ek wil hê julle moet Lukas 1 vers 69 vir my opsit. En 'n horing van my heil vir ons opgerig. Wie het dit gedoen? God het dit gedoen. In die huis van Dawid, sy knegt. En dit was Jesus Christus. Hy sê, soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af. As God dit daai tyd vir hulle gedoen het, hoeveel te meer nie nou vir Jesus en deur Jesus, wat vir ons gebore is en aan 'n kruis kom sterf het nie. Ek wil vir u, en ek sluit af met hierdie gedeelte. Die horing van my heil is simbolies van bonatuurlike krag, wat van God afkom en verlossing, bevryding. Ons het 'n messiaanse, ewige, lewende hoop. Die woord sê, hierdie hoop het ons nou in ons lewens. Jesus wat verlos en red. Pastoor, hoe doen hy dit? Ek weet nie, ek staan net in diens. Ek is net 'n instrument. Niemand het nog ooit by 'n dokter ingestap en gesê, dokter, daai skalpel van jou het my gesond gemaak. Dokter, daai tang wat jy gebruik het, het my lewe gered. Nee, dis die dokter se werk. Dis die dokter se kennis. Dis hy wat die skalpel in die tang gebruik het. Dis hy wat die steke ingesit het. Ek en jy weet nie hoe God hierdie verlossingswerk doen nie. Ons weet nie hoe hy red nie. Ons weet nie hoe hy genees nie, maar hy doen, want hy's die dokter. Hy het alle kennis vir tyd en vir ewigheid. Hy gee om vir jou. It's not me and you that counts. Baie mense sê, daai prediker, man, daai prediker is net in die hande van 'n lewende God. Ons is in die hande van 'n lewende God. Derdens, 'n koninklike regering in heerlikheid, met autoriteit. Hy is ons lig. En op hom bou ons lewens. Hy is die koning van die konings, die prins van vrede, die lelie van die dale. En as jy hom vandag kans gee, if you let him change your thoughts, and let him change your mind, let him change your life. Remember to also change your world. Begin leef soos 'n kind van God. Begin praat soos 'n kind van God. Maak tyd in jou dag en sê, ek gee nou nie om wat gebeur nie, maar nou sit ek in die Here in die woord. Dis ek in die Here in gebed. As jy in 'n winkel instap, by 'n hospitaal instap, weet jy hoeveel maal gebeur dit, as ek hospitaal besoeke doen, en pastoor, ja, maar jy's die heilige, sien nie hoe lyk hierdie arm? In die week, toe val ek van die trappe af by die hospitaal. Hierdie pastoor, ek weet nie wat hulle aanvang. Sien hoe lyk hierdie arm? Hulle wil my in ongevalle opneem. Ek sê vir hulle, los my uit, ek het nog meer hospitaalbesoeke by ander hospitale, los my uit. Nou loop ek. Ek wil vandag vir jou sê, dink jy gaan ongedeerd daarvan afkom? Nee.
We're still living in a broken world. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maar wat doen ek en jy saam met Christus? Is jy bereid, wanneer God jou lewe, jou hart en jou gedagtes verander en nuut maak, is jy bereid om jou wêreld te verander? Are we perfect? Not nearly. But I'm living through the grace of God. Ek lewe deur genade van bo. Vrou oomblik staan net saam met my. En die Vader het vir ons Jesus gegee. En Jesus het deur die autoriteit wat hy ontvang het van die Vader af, het hy ons redder en verlosser geword. Hy het gesê, I've got you. Ek het jou. Soos die man in die Ou Testament gesê het, hy is die horing van my heil. En mag en krag, autoriteit, is hy my redder. Is my verlosser, is my beskerming deur Jesus Christus. Geniet ons dit. Dis waarvoor hierdie tyd hier is. Dis waarvoor Jesus gekom het. Jesus het nie sekere mense uitgekies en gesê, ek kom vir jou, maar ek kom nie vir daai ene nie. Ek het jou lief, maar ek het nie daai ene lief nie. Die Here het gesê, ek het elke liewe een van julle lief. En ek het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Moenie vir my sê, ek kan nie iets met jou lewe doen nie. Ek kan. Ek is by magte, ek dra die autoriteit, ek het die liefde. Ek het alles in my hande. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke net so kan staan. En daar waar hy is, al sê jy net hierdie woorde, Here, ek gee oor, sodat u vandag in my lewe in die volheid kan leef. Heilige Gees, kom lei my. Heilige Gees, kom leer my, sodat ek sal sien en verstaan wat God se doel met my is. U is die horing van my heil. Amen. Prys die Here. Dankie Here. Prys sy naam. Neem die sitplekke. Baie